ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Messias. Kom ek en jy bid net gou saam. Vader, ek dank U vir die woord, vir die Heilige Gees wat lei, op hierdie fantastiese sondagoggend, wat ons elkeen net wil vashou en U wil vertrou met alles in ons lewe. Here, ons kom elkeen soos wat ons is na U toe. Vader, ons het dalk net daai klein bietjie geloof vandag. Ons het dalk net daai klein bietjie woord in ons vandag. Ons het dalk net, Here, daai klein bietjie moed nog oor. Here, ons het dalk nog net so 'n klein bietjie, Vader, uitkomste wat ons raak sien. Maar in ons God is alles groot. En in ons God is daar uitkomste. In ons majesteit is daar lewe. Ek dank U, Here, vir die voorreg wat ons het, om nou stil voor U te kan raak, en U te woord vir ons Heilige Gees gelei, in hierdie oggend, sodat ons moed kan vat, en voluit hierdie lewe kan leef. Ons eer U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Wat 'n wonderlike oggend is dit weer eens, en die Here praat met my en jou. Jy sit dalk daar in moed verloor se vlakte, of jy's dalk op 'n plek in die lewe, wat jy net sê, Here, ek het U nodig, Here, my omstandighede, my vermoëns is so beperk, maar ek besef, ek kan nie sonder U nie, Here. En ek kom net vandag na U toe, en ek sê, Here, ek het hulp nodig, ek het U so nodig in my lewe. Ek besef het oral, waar ek 'n mandie gaan, besef is net meer en meer, hoe het mense God nodig? Hoe verstaan mense hulle self nie? Hoe verstaan mense hulle eie lewens nie? Wat nog te meer van die uitkomste wat daar moet wees? Want dis God wat ons gemaak het, hy ken ons beter as wat ons osself ken, hy ken ons omstandighede, hy ken ons menswees, en die beste van alles is, die Here God gaan jou ver vooruit. Nou weer eens toe ons genooi is om vandag te kom bedien in Oranje, het ek 'n mandie eers, ons het by die Here gehoor, die Heilige Gees lei, en die Here sê, ry Beaufort West toe, en ons Beaufort West toe, en die Here het vir ons daar 'n goeie plek gegee, waar ons kon net stil raak vir Vader, en hier uit Oranje bel hulle, en hulle sê, kan julle by ons Sondag kom bedien? En ons dink by jouself, is 400 kilos, en dis nog 400, dis 800 kilometer, maar ek weet, Vader, toets my, dis nie my vermoëns nie, dis God se vermoëns, maar hy roep my so, wat gaan ek doen met hierdie roep? Gaan ek ja sê, of gaan ek nee sê? Gaan ek die maklike pad kies, en sê, mense, ons is nou al verby, ons trek nou al hier, ons gaan nie nou by julle kan uitkom nie, ons is op pad Kaap toe, ons was by Oranje gewees, en 'n maand terug, en dis nou tyd om aan te gaan. Nee, sê Vader, draai om, en kom terug. Weet jy hoeveel joys dan, maar hoeveel toetse moet 'n mens baie keer deurgaan, en net om gehoorsaam te wees, bring joy in jou lewe, en dan kom Vader en hy gee 'n loon in jou lewe. Jy skiet dalk tekort en jy voel by jouself soos wat Elia gevoel het toe hy weggehardloop het nadat hy geluister het na Jezebel, en hy hoor by Isabel, ek gaan jou doodmaak. Met ander woorde, haar woorde is, sy gaan hom doodmaak. Maar hy is dan 'n knegt van God. Sy lewe is in die hande van God. Dis net God wat kan besluit, en God het ook besluit op die einde, ek gaan jou nie doodmaak nie, ek gaan jou wegruk, ek gaan jou wegvat. Ek gaan jou in 'n kar met 'n 4 perde wa, gaan ek jou wegneem, Elia. Jy gaan nie doodgemaak word nie. So kom Vader na jou toe ook. En hy het uitkomste in jou lewe. Die wêreld sê, jy gaan dit nie maak nie. Die wêreld sê, jou siekte toestand is te erg. Jy self bedink en kyk wat jy het, en jy dink by jouself, ek kan dit nie maak, jy is onmoontlik. Die lewe te duur geraak, situasies, omstandighede is my te veel, hoe gaan ek dit maak? Maar weet jy wat, hoe gaan jy dit maak? Jy gaan dit nie reg kry nie, maar God gaan. En dan onthou weer eens, dit help nie jy hardloop na die Here toe in jou nood nie, as jy nie 'n verhouding met hom het nie. Jy moet 'n verhouding met God hê, 'n diep verhouding ten alle tye, veral as dit goed gaan, sodat as daar slegte tye kom, dat jy kan weet, Vader, die almagtige koning, sal na jou kyk, want hy sê dit, hy sê in die woord, as jy my lief het, sal ek jou uitred as jy nood het. Hy sê dit selfs in Psalm 91. Hy sê selfs in die woord, tot jou vyande sal vir jou aandra. Dis die God wat ek en jy ken. Ons weet dat selfs die kraaie, 'n kraai wat synig is, 'n kraai wat niks deel met iemand nie, vir Elia 2 keer 'n dag, brood en vleis aangedra het, in 'n hongersnoodtyd, 'n tyd wat hulle self moes kyk, want as God gesê het, sal dit gebeur. Nou, baie interessant, ons sien dat Obadja, die profeet Obadja sterf. Hy was een van die 100 profete wat weggesteek was. Hy het skuld gaan maak, as ons na die geskiedenisboeke kyk, om na die profete ook om te sien. Dit sê die geskiedenisboeke, nie die Bybel nie. Op die einde sterf hy,
en hy laat sy vrou met daai skuld na, en ook sy seuns, en nou wil die skuldeiser sy seuns kom haal, en hulle het geen genade vir hierdie vrou nie. Onthou, die bose sal alles doen, om die kinders van die Here te laat struikel, of in versoeking te laat lei, en sy is in hierdie nood, hoe gaan ek my skuld betaal? Jy sit baie keer ook in daai situasie, wat jy sê, Here, hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek my skuld betaal? Here, hoe gaan ek deur hierdie situasie kom? Here, hoe gaan ek? Ek weet nie wat die probleem in jou lewe is, die situasie nie, maar ek weet wie jou God is, en ek weet wie my God is, en hy is die een wat die voorsiener is, net soos in hierdie vrou se lewe. Kom hierdie vrou, hierdie weduwee, ons lees van haar in 2 Konings 4, van vers 1 tot 7, kom sy, en sy gaan na Elisa toe, en sy sê, man van God, jy moet my help, ek is in hierdie benoudheid, ek het skuld, en ek kan nie my skuld betaal nie, hoe gaan ek hier uitkom? Kind van God, dis net God wat kan help. Elisa besef, hy sê, wat kan ek vir jou doen? Ek het nie beleggings nie, ek self lewe net uit geloof uit. Maar wacht, praat van geloof, jou man was 'n profeet, dis eintlik wat hy sê, julle het die Here gedien, goed in alle waarheid, nou luister gou, wat het jy in jou huis, wat ons kan verkoop? Dadelik dink aan Elisa, aan iets wat prakties kan wees, en sy sê, weet jy wat, ek het niks, hy het ons met niks agtergelaat nie. Onthou, ons kom uit Elia se tyd, uit 'n dorre, droogte tydperk, hongersnood tydperk, en ons het niks nie. Die mense om ons se kanne olie is selfs leeg. Dis eintlik wat sy sê. Maar wag, weet wat, ek het 'n klein flesie olie, maar dit gaan nie my skuld kan delf nie. Elisa sê vir haar, wag, jy verstaan nie, jy het iets, as jy iets het, kan God met jou werk. As jy iets doen van jou kant af, kan God jou help. Hy sê vir haar, vat daai flesie olie, maar voordat jy hom vat, gaan na al jou bure toe, na jou vriende toe, en gaan leen groot kanne olie, massive kanne olie, jy daai klein kannetjie met olie, gaan leen massive groot kanne olie. Weet wat sê eintlik vir haar? Die onmoontlike moet nou gebeur, die see moet nou oop gaan vir ons, daar moet nou eintlik water uit 'n rots kom, daar moet nou eintlik manna uit die hemel uitval, vir 'n oplossing vir jou. So ons moet nou net op God vertrou, en ons het geloof, ons het 'n God, ons het 'n majesteit, en ons glo in hom, en ek weet hy sal jou help. Ek glo dit. Vat daai kanne, gaan leen soveel kanne as wat jy kan, sit hulle in daai kamer van jou in, en dan sluit jy die deur toe, en jy vat daai klein kannetjie, en jy gooi dit in al daai groot kanne, jy maak hulle vol, dat jou 2 seuns jou help. En sy doen dit, sy luister, sy betwis dit nie. Sy en haar seun sê nie, maar dis belaglik. Hoe kan 'n mens dit wil doen? Hoe kan jy 'n klein kannetjie wil vat met olie? Nou gaan leen is groot kanne, man, ons gaan net hierdie een kan vuil maak, ons gaan op basies net, sy bodem gaan dalk 'n bietjie olie hê, die ander gaan leeg staan. Dis hoe ons as mens baie keer redeneer. Sy het 'n geloof gestaan. Dis geloof, dis werklike geloof. En dis wat sy gedoen het. Sy het geluister, eerste plek, gehoorsaamheid, na die woorde van God, want dis die Heilige Gees wat met haar praat. En sy het haar toegesluit, saam met haar seuns in die kamer, want die Heilige Gees sê doen dit. En sy het die klein kannetjie gevat, en sy sê, seun, bring van die kan, dan draai sy die klein kannetjie om, en sy moet hom vashou, dalk later moeg, maar hy loop, en hy hou net nie op loop nie, en hy maak jy die groot kan vol. Wow, dis eintlik so onmoontlik, maar daar agter in daai kamer, agter die geslote deur, het God gewerk, en daai kan is vol. Seun, bring die volgende kan, tot die laaste kan kom, en sy sê, bring die volgende kan, sy het nog olie in haar kannetjie, bring die volgende kan, en die seun sê, ma, ons het nie nog kanne nie, en dan sê die woord, het die olie opgehou, met ander woorde, hy het nie meer vermeerder nie, so al gooi sy dit uit die kannetjie uit, bly die kannetjie nog vol, en dis die God wat ek en jy dien. Wil jy nie ook net in daardie besef kom, dat dit wil God vir jou ook geen doen nie. Hou op staat maak op jou eie kennis, eie planne, hou op fokus op die wêreld, en die wêreldsysteme, dit maak ons doof, stom, dit verhard ons harte, en dit steel ons geloof. Glo in God. Maar wat is belangrik? 4 punte wat die Here vir my wys deur die Heilige Gees. Eerstens, God sê, hy werk met wat jy het. Wat het jy in jou lewe? Wie is jy in jou lewe? Wat is jy? Kind van God? Wat het jy?
om vandag te kan sê, Here, dis al wat ek het. 'n bietjie geloof dalk. Here, dalk net hierdie mate van werk wat ek het. Here, net hierdie klein inkomste. Here, dalk net hierdie mate van gesondheid. Here, ek kan werk, ek kan alles doen, maar ek kry nie werk nie. Here, ek het net hierdie voertuig, wat kan ek doen met hom? En dan sê die volgende ding, met ander woorde, met wat jy het, daarmee sal God werk. Maak die deur toe. Maak die deur in jou lewe toe. Gesluit jou toe, daar waar God sê, hy wil met jou werk, dat dit net jy en God is. Want in daardie deur, in daardie kamertjie, in daardie vertrek, gebedskamer vir jou lewe, in daardie plek wat jy alleen by God vertoef, dis waar God werk. Dis waar hy gebruik wat jy het, en dis waar hy verneder. Dis waar hy jou geloof versterk. Dis waar hy gesondheid bring. Dis waar hy gebede verhoor, ander gesond maak vir wie jy bid. Dis waar hy omstandighede omdraai. Dis die God wat jy dien, wat sê, sluit hierdie deur, want dis net ek en jy. Daar buite het die wêreld ander idees en formules, en dit gaan nie werk hier binne nie. Hier binne werk God alleen. Dan die derde ding, gooi die olie in die kanne. Hy sê met ander woorde, wat jy het, begin daarmee. Begin, sodat die onmoontlike kan gebeur. Luister wat sê die Here vir jou. Begin, sodat die onmoontlike in jou lewe kan gebeur. En sodra dit vol is, hy sê, sit dit aan een kant. Nou moet jy dit nog gaan verhandel. Sit dit een kant. Alles in hierdie lewe, kind van God, wat dit teen gestaan het, dit is een kant weg. Dit het nie sê oor jou lewe nie. Maar al wat hy sê het nou oor jou lewe, is jy en God. En jy weet, hy sal voorsien. Jy weet, hy sal jou vooruit gaan. Jy weet, hy het jou klaar beantwoord. En dis die woord wat hy vandag vir jou gee. En ek wil weer vir jou dit net verduidelik in diepte in die tyd van Elia. Toe hy gevlug het in daai tyd. Toe hy weggevlug het van Isabel af. Nadat hy geluister het na haar. Nie na God geluister het nie. Toe hy na God geluister het, toe kon hy vuur uit die hemel uit afbid. Toe hy na God geluister het, kon hy bid en dit het nie gereën nie. Toe hy na God geluister het, kon hy bid en dit het gereën. Toe hy na God geluister het, het een wonderwerk na die ander gebeur, en so autoriteit gewees. Maar toe hy na die wêreld luister, na die Isabel, toe vrees hy, toe vlug hy. As jy gaan bly luister na die wêreld, gaan jy vrees. Dan kan jy maak wat jy wil, kind van God. God werk in liefde en kalmte en in geloof. God werk in die binnekamer, nie in 'n plek van vrees nie, in 'n plek van liefde. Want die woord van God sê, die liefde verdryf vrees. En God het gesê, hy het sy eniggebore seun gegee, omdat hy die wêreld so lief het, omdat hy jou so lief het. So jy kan kies daai liefde, of jy kan kies die vrees van die bose. Moenie vrees toelaat nie. Daar het ons 'n dierles geleer, toe Elisa onder die bos ingekruip het in die woestyn, waar hy alleen was, waar hy opgegee het in die lewe, gevoel het hy val in depressie, wil nie meer lewe nie. Sê God, dis nie waarvoor ek jou gemaak en geroep het nie. Jy sal lewe, want daar's 'n toekoms, daar's 'n doel vir jou lewe. Moenie opgee nie. Weereens het God hom daar ook ontmoet aan sy swakste oomblik, en 'n vye koek, en selfs vye brood, en selfs het Vader God aan hom daar water gegee, wat 40 dae voeding vir hom beteken deur 'n woestyn. Kind van God, so sal Vader God ook voorsien in jou lewe. Selfs daar waar jy voel onder 'n bos in die lewe, ek kan nie meer nie. Wil ek vandag vir jou sê, Vader het jou nog nooit alleen gelaat nie. Moenie jou rug draai op jou geloof en ophou lewe en moet opgee nie. Vertrou God, want dis in daai binnekamer waar die wonderwerke gebeur. Die Here God is met jou en hy's waarlik, werklik lief vir jou. Hou vas in die Here, hou vas in die majesteit, hou vas in 'n Skepper en weet hy is met jou. Hierdie Sondagwoord, mag dit jou nie net hierdie Sondag deurdra nie, maar deur die jaar, deur die volgende seisoen, deur die volgende hoofstuk van jou lewe, sodat jy kan sê, ek weet wie's my God. Dis in die binnekamer wat my olie verneder. Dis in die binnekamer waar my uitkomste kom. Dis in die binnekamer wat ek sake deurbeklei, want God is met my. God is met jou. Enige iets anderster, sorry, ek aanvaar dit nie. God is met my en God is met jou. Hy wil iets nuut vandag in jou lewe doen. Hy wil iets nuut in jou lewe begin. En ek wil nou vir jou bid vir daai iets nuut in jou lewe. Kom ons bid gou saam. Vader, ons kom in Jesus naam en ons raak net stil voor U. Hier in ons binnekamer. En ons roep voor U uit, want U is God. U is ons lewe.
U is ons alles. Ons dank U, Here, vir iets nuut wat in ons lewe gaan begin hier in die binnekamertyd, want ek weet, U beantwoord ons elkeen. U het 'n plan nie net vir ons lewe nie, U het 'n plan vir ons toekoms. Here, ons sal ons verantwoordelikhede nakom, want ons weet, U sal voorsien, U sal met ons gaan, en U sal ons versterk. In Jesus naam, amen, amen en amen. Jy moet goeie moed hou, en onthou weer eens, hierdie week wat kom, ons bedien nou in Oranje, ons ry hier vanaf terug vandag, dan gaan ons terug na Beaufort West toe, van Beaufort West af, Dinsdag, dan is ek 'n man die op pad, George toe. George, Hartenbos, Mosselbaai, daai hele area, asseblief, maak kontak 0799 655 026. En kyk ook na ons e-posadres, na ons website www.1minmetjesus.co.za. As jy afskrol heel onder, is 'n lewendige kaart, kan jy sien waar is ons. Besoek ons, stop ons, sê vir ons, ons is besig om by jou verby te ry, ons moet stop by jou vir jou bid. Ek sal tot jou voete was, maar ek wil seker maak, jou saak met God is reg. En jy gaan in die binnekamer in, waar God die groot wonderwerk in jou lewe wil doen. Geseënd is jy.